Goeienaand vriende, ons is hier besig met die derde videoetjie wat ons maak. Ons praat oor die Bybel. Ons praat oor die vraag of jy die Bybel glo. Ons praat oor die vraag of jou krag as Christendom in die Bybel lê. En nêrens anders, niks anders nie, in die Bybel. En dan praat ons oor Israel. Maar ons praat nie oor Israel omdat Israel so belangrik is nie. Ons praat oor Israel omdat 3/4 van die Bybel gaan oor Israel. En jy kan nie die Bybel verstaan as jy nie vir Israel verstaan nie. So asseblief vriende, wees 'n bietjie geduldig saam met my. Gaan maar deur hierdie versies, kyk wat daar staan, kyk hoeveel honderde van daai versies daar is wat hierdie dinge sê en gaan besluit wat jy daarvan maak. En gaan besluit of jy dink God is besig om Israel nou na sy land toe terug te bring. Ons is nou in die eindtyd. Profeseë is besig om in vervulling te gaan. Dit is nou tyd vir jou en vir my om wakker te word en die evangelie te glo. Jesus as Here aan te neem, van hom te praat elke dag met ons kinders en ons familie en ons kollegas om die krag van ons geloof in die Bybel te laat setel. Vriende, niks in die Bybel maak sin as dit wat van Israel gesê is nie waar is nie. Niks. Want daar is so baie van Israel gesê en as dit alles onwaar is, dan kan jy maar die hele res van die Bybel wegsmyt. Kom ons lees die volgende ene. Hierso staan by Psalm 2 vers. Jy kan maar lees vers 1 tot 11, maar ek lees Psalm vers 1 tot 12, maar ek lees Psalm 2 vers 6. Toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Hier word van Jesus Christus gepraat, direk in persoon, al in die Ou Testament, in die Psalms. God sê, hy het sy seun gegenereer, Jesus Christus self, wat God is en wat koning is. Koning gesalf oor Sion. Jesus Christus is as koning gesalf oor die land Israel, oor Sion. Hy moet terugkom, hy moet daar kom regeer as vors en maghebber. Hy het dit nog nooit gedoen nie. Hy was hier op aarde. Hy het homself vir Israel aangebied. Hulle het hom verwerp. Hierdie wat hier staan in Psalm 2 moet nog gebeur. Of jou Bybel is vals en jou geloof nutteloos. Een van die twee. Dis waar hierdie of jy verwerp dit. Soos 80% van die kerk vandag doen. Dis 'n ernstige saak hierdie vriende. Nou kom ons by Jesus uit, die Messias. Jy verwerp Israel, dan verwerp jy op die ou en die Messias self. Want hy's aangestel as koning oor Sion, my heilige berg wat in Jerusalem is. Sê vers 8, eis van my, en ek wil nasies gee as jou erfdeel, eindes van die aarde as jou besitting, en U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Hier kom ons nou nader aan. Hoekom praat ek nou so oor Israel? Wat het Israel nou met my te doen? Hy het baie met jou te doen. Hier staan in Psalm 2 vers 10. As jy nie 'n Jood is nie, as jy nie 'n Israeliet is nie, jy's een van die mense van die aarde, die konings van die aarde. Bybel sê hier, hey, wees tog nou bietjie verstandig vir 'n oomblik. Kyk wat gebeur in Israel. Kyk wat staan in die Bybel van Israel. Kyk wat is die beloftes wat God gemaak het oor Jerusalem. En word verstandig. En besluit vandag of jy die Bybel gaan glo. En of jy 80% van die verdwaalde kerk gaan navolg. Dis 'n ernstige saak. Kom ons gaan aan. Psalm 8, vers 4 en 5. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? En die mense kind
dat u hom besoek. Mooi versie hierdie, hier staan nou niks van Israel nie, maar weet jy, hierdie vers word aangehaal in Hebreërs hoofstuk 2. En daar word gestaan, dit is die Messias wat hiervan gepraat word. Soos die Bybel self wat dit sê, sê ek nie. Dit is Jesus Christus, wat die aarde geskep het en tot stand gebring het. Die krag van hierdie hele wêreld is Jesus Christus. Hy is die Messias van die volk Israel. Hy is ook jou redder en verlosser as jy in hom glo. Verwerp Israel, verwerp jouself en die hele saligheid daarmee saam. Want dis dieselfde een wat die skepper en die vormeerder van Israel is, wat hierdie aarde geskep het. Jy sal moet gaan dink oor hierdie ding van Israel, wat deur 80% van die kerk verwerp word. Kom ons kyk na die volgende. Psalm 14 vers 7, ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. Kyk daai gebed. Mag die verlossing en dan natuurlik die verlosser self van Israel uit Sion kom. Sion is Jerusalem, die stad van God. Mag die verlosser van Sion kom. Die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Jakob sal juig, Israel sal bly wees. Dis waarvoor hulle wag. Israel wag nog vandag af voor hulle dink die Messias het nog nie gekom nie. Hulle weet nie is Jesus Christus nie. Wat 'n groot verrassing wag op hulle. Hulle glo dit nie. Maar dit is hy, vriende, dit is hy, dit is hy. En as daardie verlosser die verlosser van Israel is, dan sê ook jou verlosser. Ek het probleme met mense wat hulle self Christene noem en 3/4 van die Bybelse profesie oor Israel verwerp. Want ek het 'n groot probleem met dit. Ek het 'n baie groot probleem met dit. Er staan hier in Psalm 16 vers 8 tot 11. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Wonderlike voorspelling in Psalm 16 oor die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daardie verlosser van Israel, aarde toe gekom, sterf, maar sy siel kan nie in die doderyk gehou word nie, want hy is die seun van God en hy is God self en hy is die verlosser van die wêreld en ons hoop is op hom gefestig. En die feit daarvan, vriende, natuurlik, dit word in Handelinge aangehaal. Handelinge 2 van vers 25 af. Ja, so inderdaad, hierdie is die Jesus Christus, jou Here en God, die verlosser van Israel is, en dit is die een wat uit die dode uit opgestaan het. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. Dit hou nie op nie. Dit is die belofte aan die Israel wat God aanvaar het en wat in hom glo. Kom ons kyk daar na Psalm 46 vers 8 tot 10. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Psalm 46 vers 8 tot 10. Stryd, oorlog,
twiste, bedrog en leuns en valshede en valse leraars en valse konings gaan alles uitgeroei word wanneer die Here terugkom, wanneer sy belofte gaan waar word. En weet jy vriende, daai 80% van die kerk wat nie glo Israel gaan herstel word nie. Hulle glo ook nie dat die Here gaan die oorlog laat ophou hier op aarde nie. Hulle glo ook nie dat die Here al hierdie leuns en bedrog en die Mugabes en die Zumas en die Obamas en al die mense wat leuns en bedrog en onreg saai hier op die aarde tot niet gaan maak en dat hy reg en geregtigheid hier op aarde gaan vestig. Maar die twee gaan saam. Want dit is wanneer die belofte aan Israel, wanneer hy uit Sion, uit Jerusalem gaan regeer, wat dit so gaan wees. So gaan dit dan wees. Jy moet al twee daai glo. Dis wat die Bybel sê. Dis duidelik hier geskryf, vriende. Jy hoef nie daai versies te interpreteer nie, man. Jy glo dit of jy los dit. 80% van die kerk besluit hulle los dit. Wat is die Bybel vir hulle werd? Ek weet nie. Nou kyk wat staan hier verder. Psalm 48 vers 2 en 3. Die Here is groot en baie lofwaardig in die stad van onze God, sy heilige berg. Skoon deur sy verhewenheid. Die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noorde kant die stad van die groot koning. Die stad van die groot koning. Hey vriende, bevoorreg is om een of ander tyd bietjie toertjie te hou daar in Israel. Toe ons die een keertjie daar was, in die busse daar, die heuwel opgery, hier ry ons Jerusalem in. So 'n ontsettende gevoel, dan dink jy so aan verse soos hierdie. Alhoewel Jerusalem nie nou vandag die stad van die groot koning is nie, maar hy gaan dit word, dis wat die Bybel sê. Hy gaan dit word. Daar gaan hy regeer. Hoekom daar? Want dit is die land van Israel. En Israel gaan bekeer en herstel word. En daar gaan hy regeer oor die hele aarde in reg en geregtigheid. Die Bybel sê dit oor en oor en oor. Maar weet jy, 80%, miskien jou kerk ook, hulle glo dit nie. Hulle sê ons leef nou in die 1000-jarige vrederyk. Hoeveel van die Bybel kan jy dan verstaan? Ons het al begin by Exodus, ons trek nou by Psalms, ons gaan nog baie vir jou lees. Wees geduldig, hang aan. Kom ons kyk wat staan hier geskryf by Psalm 67. Psalm 67 vers 3 en 4. Sodat die mense op die aarde u weg kan ken. Onder al die nasies u heil. Die volke sal u loof, o God. Die volke almal saam sal u loof. Dis wat op die aarde gaan gebeur. Die Here gaan die paradys hier herstel. Die gemors, die onreg, die bedrog, die oorlog, al hierdie goed sal stop. Dit gaan gebeur wat hier staan. 80% van die kerk glo nie hierdie vers nie. Ek weet dit. En dan staan hier, die nasie sal bly wees en jubel, omdat u die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Die volke sal u loof, o God, die volke almal saam sal u loof. Wat 'n tyd gaan dit wees? Dis nie nou nie. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, onse God, sal ons seën. Ek lees uit Psalm 69 vers 8 en 9. Ek is moeg van my beroep, van my geroep, my keel brand, my oë versmag, terwyl ek wag op my God. Want om u ontwil dra ek smaad, bedek skande my aangesig. Vreemd het ek vir my broers geword, 'n onbekende vir die seuns van my moeder. Haal hierdie versie aan, hy word aangehaal in die Nuwe Testament by Johannes. So bedekte
profesie van Jesus Christus. Die Bybel sê dit, want dit staan in Johannes. Dit is hoe Jesus dit ervaar het, toe hy aarde toe gekom het. Hy het die smaad van die mense gedra. Toe hy die eerste keer gekom het, het hulle hom verwerp. Hy moet weer kom 'n tweede keer, om hulle Messias te word. Dit is wat by sy eerste koms gebeur het. En dit was lank voor dit voorspel. Die Bybel is waar. En as dit werklik waar geword het, dan is dit wat in die Bybel staan van sy tweede koms verseker ook waar. Dis waar. Jy moet dit weet. Jy moet dit glo. As jy Israel ken en jy weet van Israel se herstel, dan ken jy jou Here baie goed en baie beter. Dan ken jy die tyd waarin ons leef. Dan ken jy jou verlosser Jesus Christus ook beter. Jy vertrou meer toegewyd op hom, want jy glo dit wat hy in die Bybel gesê het is die waarheid. Dan kan jy hom ons werklik vertrou. Dan is jy mos vrymoedigheid teenoor hom. Ai vriende, dan is die woord van God die krag van jou lewe. Nou ja vriende, ons lees ook hierso by Psalm 69 vers 21. Want daar staan geskryf by hierdie Psalm 69, dis werklik 'n wonderlike messiaanse psalm vervulling gevind in Jesus Christus en alles wat met hom gebeur het hier op aarde. Staan hier by vers 21, die smaad breek my hart, ek is verswak, ja, ek het verwag op medelee, maar verniet, op vertroosters, maar hulle nie gevind nie. Die Here Jesus was alleen gelaat hier op aarde. Hulle het hom nie geglo nie, sy volk het hom verwerp, en dit is die eensaamheid en droefheid wat hy op aarde, en lyding wat hy op aarde deurgemaak het. Dit is vervul tydens sy eerste koms, en vriende, hy weet jy, dit waar is, dan is die tweede koms se vervulling net so seker en net so waar. Kom ons lees wat hier staan by Psalm 72. Psalm 72 staan daar by vers 5. Hulle sal nie vrees so lank as die son skyn en so lank as die maan daar is, van geslag na geslag. Hy sal neerdaal soos reën van die grasveld, soos buie swaar reën op die aarde. In sy dae sal die regverdige bloei en die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. En hy sal heers van see tot see, van die rivier tot by die eindes van die aarde. Die bewoners van die dorpplekke sal voor hom kniel, en sy vyande sal die staf lek. Die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke aanbied. Die konings van Skeba belasting aanbring. Daai wyse manne van die ooste wat geskenke gebring het toe Jesus gebore word, was net 'n voorafskadu, 'n klein voorafskaduwing van wat gaan gebeur in die 1000-jarige vrederyk. Die konings van die aarde gaan hom erken. Dis nie vandag nie. Vriende, net soos wat al die 100 profesieë oor sy eerste koms waar is, Psalm 22, alles wat met hom gebeur het aan die kruis, staan daar geskrywe. So is hierdie Psalm 72 waar, hierdie goed gaan gebeur, Jesus gaan regeer oor die hele aarde. Dit is die krag van God, die krag van die woord, die krag van die Bybel. Ons glo dit. Die krag is in die Bybel. En daarom is ons Christen, en die krag is in sy seun Jesus Christus, want hy is ook die woord. Hy is die vleesgeworde woord wat vir ons aan 'n kruis kom sterf het. Ons lees nog hier by Psalm 72, want daar staan ook van vers 15 afgeskrywe. Lees hierdie wonderlike Psalm, vers 15. Mag hy dan lewe
en mag hulle aan hom gee van die goud en van Skeba en van altyd deur vir hom bid, mag hulle die hele dag hom seën. Mag daar volheid van koring wees in die land, op die top van die berge, mag die vrug daarvan ruis soos die Libanon en mag hulle bloei uit die stad soos die plante van die aarde. Mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspreid solank as die son daar is, en mag al die nasies in hom geseën word, hom gelukkig prys. Geloofd sy die Here, die God van Israel, wat alleen wonders doen. Die God van Israel doen alleen hierdie wonders. Moenie wonderwerke verwag, vriende, maar jy glo intussen nie aan die Bybel nie. Dis nie 'n goeie idee om dit te doen nie. Kom ons verwag hierdie dinge, dit is die belofte, dit is hoe God oor die aarde gaan regeer, en geloof sy vir ewig sy heerlike naam, en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen en amen. Dit gaan gebeur in die 1000-jarige vrederyk. Die aarde gaan gevul wees met die reg en die heerlikheid en die wonderlikheid van die Here Jesus Christus. Vriende, en dit is saam met Israel, want dit gebeur alleen saam met die herstel van die volk Israel. Kom ons kyk na nog enetjie hierso, vriende. Hierso staan by Psalm 83. Ons lees ook uit Psalm 83. Hier staan, want kyk, die vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle lustige plan, en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Hier is nou 'n voorspelling wat nou al gebeur. Jy hoef nie eers te wag tot die 1000-jarige vrederyk nie. Sit net jou radio en televisie aan en hoor wat sê die Arabiese lande, en hoor wat sê Obama, en hoor wat sê die liberales in Amerika, en die Europese Unie, en al daardie wat so lief is vir die moslims, en hulle toelaat in hulle lande, en hulle ondersteun, en wat het John Kerry gedoen, en wat Israel wil vernietig, en wat 'n ooreenkoms met die moslims wil sluit, want dit is daardie lande waarvan hier gepraat word. Hulle smee saam raad, want op grond van Psalm 72 wat ons gelees het, en al die ander beloftes van herstel vir Israel, Satan weet wat God beloof het. Maar hier, nou is ek bang om dit te sê, maar 80% van ons kerke en dominees, ons weet minder as wat die duiwel weet. Hulle glo dit net eenvoudig nie, dat Israel gaan herstel word nie. Ons is nou Israel, sê hulle. Ag vriende, wat 'n toestand. Hier is dit, dis in die Bybel, Psalm 83, dis wat nou op die oomblik besig is om te gebeur, die haat van Satan teenoor Israel, omdat hulle gaan herstel word, hulle is besig om herstel te word. Dit is die dinge wat gebeur. Vriende, ek herinner jou net weer, ek is nie besig om te praat oor Israel nie. Ek vra vir jou, ken jy jou Bybel? As jy hom nie regtig ken nie, as jy nie oor hom praat nie, as jy nie daarvan praat nie, dan is dit omdat daar's 'n fout. Jy is miskien een van die 80% wat 'n basiese duidelike dingetjie in die Bybel oor Israel se herstel eenvoudig nie glo nie. Dan kan jy nie verwag om ooit die Bybel te glo en te verstaan nie. Ons praat net nou verder